baie bekende gedeelte, en ek wil uit 'n ander hoek uit gaan, Efesiërs, die 6de hoofstuk van vers 13, daar die bekende wapenrusting. Ek gaan bietjie uit 'n ander hoek uit bedien vanmôre. Die Here het die klem vir my daarop gelê, op die geloofsskild. En ons tema vanmôre is geestelike lyke op hulle eie geloofsskild. Jy sal net sien waar dit vandaan kom. Geestelike lyke wat teruggedra word na die huis van die Here op hulle eie geloofsskild. Dink jy dis moontlik? Dis verseker moontlik. Jy lees saam met my Efesiërs 6, 13de vers, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Vers 14, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid, en as skoene van die voete, bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose kan uitblus. Neem dan aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeekinge by elke geleentheid bid in die gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeekinge vir al die heiliges. Net tot sover. Dis kosbaar. Psalm 35:1, as jy net kan terugblaai, as jy wil, is net een vers, Psalm 35:1. Dawid wat die Psalm geskryf het, is dan ook 'n gebed, en dan sal jy verder, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, gaan lees hom by die huis. Die res van Psalm 35 gaan oor hoe dat hy aangeval word. Die gedagtekom dit baie ooreenkomstig met wat met ons gebeur in die werklike lewe. Die vyand en die mense om ons kwaad praat en ons dinge van ons sê, en hoe hanteer hy dit, en dan het hy geweldig goed wat hy uitspreek oor die mense. Maar hoor wat sê Dawid in Psalm 35:1, Here, twis met die wat met my twis. Jy wil nou nie meer twis nie, Here, laat U dit maar doen. Bestry die wat my bestry. Gryp die klein skild, jy sê, jy nou verduidelik waar gaan dit, en die groote, daar staan hy. Op as my hulp. As hy God moet opstaan, ek weet nie, hy dis half of die Here amper in 'n gebed in opdrag gee, en trek die spies uit die stuit van my volgers. Spreek tot my siel, ek is jou heil. Hy vra God, spreek tot my siel, ek is jou heil. Net tot sover. As ons teruggaan na die gedeelte in Efesiërs, is dit als 'n geestelike verduideliking van die wapenrusting wat ons aan moet hê, en wat ek dink baie kinders van die Here half aan het, en party mense het nog nooit die wapenrusting aangetrek. Daarom tref die dinge hulle van links en regs, van voor, van agter, van al die kante, want die wapenrusting maak jou net toe wanneer jy dit aangetrek het. Amen. Daarom vir die twee dele wat ek net vir u gaan gee. En wat my wonderlik is, hy sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. Dan gaan hy verder en sê, staan dan vas. Weerstand het ek al voorheen vir die gemeente gesê, is in die Griek Testamenie, waar die ooreenkomstige parallelle lyn het as histamien wat jy by die apteker koop. Wat iets teenwerk. Hy werk 'n allergiese of 'n probleemreaksie teen. Waarom? Hy sê, jy moet die volle wapenrusting aantrek, vers 13, sodat julle, u en ek, weerstand kan bied. Geestelike testament kan inkry, om weerstand te kan bied teen die aanvalle van die vyand. Jy saam met my. Gaan hy verder, staan dan vas. En ek wil vir sê, van die moeilikste goed in die tyd waar ons is om vas te staan in my geloofstryd, om God te glo dat hy gaan doen wat hy gesê het, om God te glo dit wat hy beloof het, dat u en ek deur die omstandighede gaan, dat God vir ons dit gaan moontlik maak, en dat ons as oorwinnaars gaan uittreë. Glo dit vanmôre, ons kan. Amen. Daarom is dit belangrik dat ons moet vasstaan in God se woord. En dan sê hy die skild van die geloof. En ek wil vir sê, baie ernstig is, die skild van die geloof, en vir baie lank het ek het self gesien, is my geloofslewe waar ek net God moet glo onwrikbaar.
Die skuld van die geloof gaan ver meer oor as net dit wat ek God glo voor. Dit gaan oor my geloofsoortuiging, dat ek weet dat God die Vader in beheer is. Dat God die Seun die oorwinning behaal het. Ons het dit Vrydag gevier reg oor ons land in die naweek. Dat God die Heilige Gees die oorwinning bring, die vrymakende krag, en dat die drie-eenheid vanmôre in die huis van die Here is. Glo dit. Dat die drie-eenheid, halleluja, kom ons loof hom, in die huis van die Here is. Maar die skuld van die geloof is om God voorwaardelik te glo en te vertrou dat dit wat hy beloof het sal myne word. Maar die werklike geloofskuld, en ek gaan vir die verduideliking gee, dis 'n massiewe ding hierdie, maar hy is op grootte gemaak, die ware groot. Jy het 'n klein skuld en 'n groot skuld gehad. En die groot skuld van geloof is juis gemaak sodat ek in my geloofsoortuiging vas kan staan en nie terug kan tree nie, dat God vir my die wonderwerk gaan doen wat hy beloof het. Nie van ons het beloftes gekry in die plek. Elkeen van ons glo, maar as jy nie vas gaan staan nie, wil ek vanmôre vir u sê, gaan jy agteroor val, jy gaan retireer, jou skuld gaan boop jou val, en dan gaan daar geestelike sterfte kom. Maar om in die waarheid vas te staan beteken dat ek God glo ondrukbaar. Daar kom dinge, daar kom omstandighede. Ek wil vir die kerk van die Here sê vanmôre, dit gaan nie verander nie. Dit gaan nie makliker word nie. Want die stryd waar ons is 'n felle stryd, omdat die koms van die Here naby is, en die vyand probeer om die kinders van die Here af te bring sodat jy val. Hy wil jou afbring sodat jy negatief raak. Hy wil jou afbring sodat jy by 'n plek van negativiteit sit, en waar jy sê, Here, ek sien nie meer kans om voort te gaan nie. Daar's twee tipe skuld, die klein skuld, en ek wil net verduidelik. Hierdie klein skuld was nie vir oorlog in die gebied wanneer jy in 'n oorlog ingaan nie, want dan gaan die pile gaan jou tref. Die klein skuld, en Dawid praat daarvan, die klein skuld en die groot skuld. Dis vir jou gee, daar's 'n klein en 'n groot skuld. Tweede vers, Psalm 35, gryp die klein skuld en die groote en staan op as my hulp. Hy vra dit vir God. Die klein skuld, terwyl ek daaroor bid, ek sê, Here, mens nou twee skulde, nou verstaan ek nie. Die klein skuld van geloof is jy nie in die oorlogsveld. Dis daar die klein dinge wat met jou gebeur, wat jou moedeloos maak en jou negatief maak. Daar die klein dinge wat jou seer maak. Sê, Here, ek verstaan nie, ek kry seer. Wanneer jy voel, Here, ek is verlate, niemand gee om nie. Wanneer jy voel, Here, hulle praat van my. Daar gebeur dinge tydelik, jou finansiële situasie draai vas, in jou liggaam met jy pyn. Jy is moedeloos. Dis die alledaagse dinge wat jy die klein skuld nodig het, wat Dawid van praat. Om af te weer. In jou posisie by jou huis, by jou werk. In jou posisie omstandighede. Verskoon tog. Wat ons God nodig het. Maar daar's dinge wat ons seer maak. Mense sê dinge, baie keer in die kerk. Kry mense seer. Ja, daar's mense wat meer sensitief is as ander. En vir die minste, dan vat hulle stryd. Was dit Johnny? Vir die minste het hulle probleem, omdat daar iets gesê is. Ek wil vir u sê, moenie jou steur aan dinge wat om jou gebeur. Iemand gesê, terwyl ek met hom praat, dit wat van jou gesê word, as jy weet, is nie die waarheid, moet dit nie vir jou vat. Dit is die klein skuld. En ons het nodig dat hierdie klein skuld, hy vra God, Here, gee my die klein skuld en die groot skuld, dat ons hierdie pile afweer wat om ons gebeur. Word seer gemaak. In die verbygang is daar iemand wat iets sê, iets doen. Jy dalk beledig. Maak asof jy niks is. Gebeur dit? Gebeur verseker. Weet jy wanneer daar die dinge kom en wanneer die versoeking op jou pad kom? Wil ek vanmôre vir jy moet ons kies en sê, my God, in u
is my oorwinning. En U is my voorsiening, want my oortreding is bedek. Die voorsiening van God is alreeds vir my daar. Die belofte staan vas. Ek weier om terug te tree vir die werklikheid wat om my gebeur, want daar's werklikhede, maar daar's waarhede, dat God deurkom vir sy volk, dat God voorsien vir sy volk. En as jy vanmôre hier sit, sê Here, ek het nodig dat U vir my sal deurkom. Ek het nodig dat U vir my die oorwinning sal laat smaak. Wil ek vanmôre vir die kerk van die Here sê, sal dit gebeur, maar jy moet jou skans opneem en op jou plek staan en God vertrou, dat God jou in eenheid sal dra met hom, dat God jou in eenheid sal dra met die kerk en met jou familie, sodat jy die oorwinning kan behaal. Dis dalk so dat die Here op my gelê het, die saak van die skuld in hierdie gedeelte. En ons altyd hierdie hele gedeelte van die wapenrusting, en dit is belangrik dat ons die volle wapenrusting moet aan hê. Ek sal ook net nou vinnig doen, maar ek wil vir u sê vanmôre, die Here het op my hart gelê oor die skuld. Die kleiner skuld en die groot skuld. Maar ek wil u vra, waar hanteer ons werklik die skuld van die geloof, waar ek weet ek staan waaragtig in die woord en in die bloed gevestig, dat niks, maar niks my kan skade maak. Jy sien wanneer dit kom van die dag tot dag, waar jy jou klein skuld dra. En ek wil vir die kerk van die Here sê vanmôre, ons moet weer 'n koortloos 'n mikrofoon iewers so pas met hom. Ja, nou word nou te min. Wanneer jy, en dis hoe hulle geloop het, hulle het in die straat geloop, hierdie oorlogsmanne, en ek wil vir sê, elkeen van julle, manne en vroue, kinders, jong mense, ou mense, is deel van God se weermag. En jy loop met jou swaard, jy veg met jou swaard, geestelik, as jy met God vrede het, en oorwinning gesmaak het in die Here. Hoeveel keer sien ons hierdie ouens, hulle loop en hulle swaard sleep agterlaat. Moedeloos, laat val die swaard. Wat is die swaard van die Gees? Die woord van God. So die woord tel nie meer in by ons lewens nie. Ek laat die woord nie my autoriteit hê in my lewe nie. En dan wil ek vir u sê, een van die belangrike dinge is hier die skuld in die een hand, die woord in die ander hand. Want jy hierdie vuurige pyle, en weet jy wat, waar gaan vir die vyand voor? Vir jou gesig wat oop is voor, die meeste van die, jou rug is oop en jou gesig is oop. Ons verstaan dit nie altyd, die partykeer het so 'n plaatjie, party van hierdie. Maar weet jy wat, as jy in die oosterste gevegkuns weet wat jy doen, en jy kan die ou reg gee, en die ouens die goed leer. En die cavity van hierdie kopbeen in, en jy slaan hom reg, dan is dit weg met daai. As jy die oë target, en jy vat hom op sy oë, kan hy nie sien nie. Jy sien dis wat die vyand doen, as jou skans van jou klein skuld nie op is nie. Vat hy in jou geloofsoë, en voor jy kom sien, is jou oë so Samson uitgesteek, dan kan die kerk van die Here nie meer sien waar hulle moet veg. Amen. En wanneer jou geestelike oë beseer is, wil ek sê, kan hy die swaard nie gebruik nie, want jy weet nie waar om te kap en waar om te steek. Is ek reg? Kerk van die Here, dit is tyd dat ons God sal vra om ons oë te oop te maak. Dat ek vas sal staan, want die klein skuld oorlog waarmee jy betrokke is, bly nie by die klein skuld verdedig. Dit gaan oor en vol oorlog, waar jy moet vasstaan op die woord van die Here. Stem nie saam met my vanmôre. Die probleem is, op jou kwesbaarste dele gaan die vyand konsentreer. En wanneer jy jou skuld laat sak, dis waar jy aanvat. Want jy sien, jy kan nie jou groot swaard, hulle het 'n kleiner swaard gedra in die dop. Jy kan nie jou groot pyl en boog, 'n pyl en boog, wil ek net vanmôre sê, is om pyle af te vuur van oorwinning. Maar die wapenrusting word duidelik vir jou deurgegee, die swaard van die Gees, so dat geveg met die swaard, dis die vyand wat met die vuurige pyle kom, en wat hy afvuur op die kerk en op die individu vanmôre. Moet hoor wat ek sê vanmôre. Jy kan die pyle en die boog gebruik as 'n tipe van manifestasie, dat jy oorwinning gaan behaal. Maar eintlik was hierdie mag, jy kan nie die skild vashou, hoor wat ek sê. Die ding is so 1.2 meter, 1.3 meter hoog, hy's 500 wyd, hy was in hierdie gekurfde deel, ek het een van my geysers opgesny, en
dat hulle hom in die middel met die arm vasgehou, sodat jy basies, jy kon net oor hom kyk. Dat hy al jou vitals, jou hart, jou longe toegemaak op jou knieë, en dan het hy's gerond om jou vir 'n rede. Van die skulde was tot 13 kilogram. Want hy was hout binne, dan was hy beslag met hierdie brons, jy sal sien die so ou brons gedeelte. Dan was hy met hierdie brons oorgetrek, en dan het hulle hom gedra, in die veld, het hy ou sy arm gehad, en dan het hy vorentoe beweeg, die magtige net te verduidelik, waar die eenheid gaan van die kerk. Ek kan nie gaan veg, as my broer en my suster se skuld nie langs myne is. Hoekom dink jy is hierdie ding rond? Is om die pyle af te weer, as die vyand dit vuur. Dan kom die pyle verby jou van vernietiging, die pyle van skade, die pyle van drama, die pyle van moeilikheid. Daarom wil ek vir u sê, die halfronde was 'n rede, dat jy in die oorlogsveld sal ingaan, maar jy kan nie 'n pylingboog span, en die skuld vashou. Die groot skuld, jy kan nie, selfs nie die klein skuld nie. Daarom is dit 'n swaard geveg op hierdie oorlogsveld, geestelik, is wanneer ek die swaard van die gees in my hand het, en ek die skild van die geloof, dit wil sê my geloofsoortuiging, ja, daar's 'n geloofsdaad wat ek moet toepas, dis 'n werkwoord, ek beweeg progressief vorentoe, ek het hierdie skild in my hand, ek het die swaard van die gees, ek veg geestelik hierdie dinge, as die pyle aankom, want die pyle wil ek vir u sê, lees mooi wat die woord sê, en op 'n of ander rede, het dit eintlik by hierdie week eens getref, die vurige pyle, ons vat dit as van venyn, dit is so, maar 'n vurige pyl is 'n pyl wat brand. As jy nou verduidelik, en daai pyl kom met 'n spoed aan. Dit wil sê, wanneer ek in die geloofsveld is, en die vyand het hulle nie opgestel, jy moet verstaan, hierdie ouens kom nie om te speel nie, hulle kom nie met jou, by die spur eet nie. Hierdie ouens kom om moeilikheid te maak. En hy wil u en my, wil hy vernietig. En hy skiet om te tref, en daai boogskutters kon skiet hoor. So as daar 'n opening was, het hy geskiet daarvoor. En wat hulle doen, hy het soos 'n curry gehad op die golfbaan, Broer Leon, en dan is daar 'n ou met teer gewees wat brand. Dan dip jy hierdie punt van jou in daai brandende teer, dan brand die teer op jou punt. So wat gebeur, die vyand kom, dan skiet hy sy brandende vuurpyl op jou af. En as hierdie ding tref, is dit vuur oral, waar hy teer jou vang, daar brand dit. Sy brand die ons vel stuk, en van hulle oë kan hulle later nie meer sien nie. En dit is een rookmassa met die teer, wat hulle verskans, maar hulle val die kerk aan, geestelik wil ek vir u sê, val hy die kerk aan, met sy pyle wat brandend is, want die woord sê dit. Maar weet jy wat is wonderlik, wanneer ek my skans op het, en baie keer, ek het nog nie tyd gehad nie, dan het hy nog 'n ronding hier gehad, is dit in die middel gehad, en wanneer hy ronding tref, wanneer hy die rede hoekom hy rond is om die pyl te deflecteer, nie reflecteer, nie deflecteer. Dit wil sê die pyl word getref, hy word afgeweer, dis hoekom die skans rond is. Ons sien in die Bybel en die prentjies, almal plat skanse nie, hierdie ding was gerond gewees. Daarom loop jy met jou skans gereed om te verdedig. Maar as hy naby kom, het jy die woord. Die swaard van die gees. Daar staan geskrywe, sê Jesus vir Satan, daar staan geskrywe, en hy gebruik die swaard, hy wat die woord is, Jesus Christus, gebruik die swaard, want hy staan eintlik as die swaard geestelik. Daar staan geskrywe. Begin om die woord teen die vyand te gebruik. Jy wat vanmôre in jou liggaam voel, Here, dinge is nie reg nie. Jy wat siek is vanmôre, begin die woord gebruik teen die vyand. Daarom het ek 'n backup nodig. Daarom is dit belangrik dat die kerk mekaar verdedig. En ek wil vir u sê vanmôre dat u hoef nie van my te hou nie. Jy hoef ook nie saam te stem met alles wat ek sê. Maar een ding wil ek vir u sê, as ons nie eenheid het nie, jy kan maar dink, ek is geestelik voor my broer en suster, hulle is hier agter, gaan nie werk nie. Want die pyl wat jy dink, jou nie gaan tref, die tref sy skans agter, en hy deflecteer in jou liggaam.
Die kerk moet in eenheid kom, dat ons geestelik paraat is om te veg. Die vraag is wat die Here my gevra het, vra my kerk of hulle mekaar steeds toemaak. Beskerm ons mekaar. Sal ons werklik vir my broer en suster opstaan? Sal ons werklik sê, man, dis 'n kind van die Here, jy praat nie so van my broer en my suster. Want jy weet, dit is so maklik om saam te praat. Dit is so maklik om iemand te veroordeel en te sê, weet jy wat, hulle het dit gedoen, hulle het dit gesê, hulle het so opgetree. Maar wat van ons, wat met 'n veroordelende gees sit, teen die kerk en die liggaam van Christus? Want mag ek, as ek dan die hoof is, mag ek, as ek die arm is, die klein toentjie kyk en hom verag? Ek het nie die reg nie. Maar weet jy wat is wonderlik? Soms het van hierdie soldate, ek wil net of jy verduidelik hoe die ding twee klere het hulle hierdie skild oorgetrek met 'n dik leerband en met nat lappe. As hy pyl kom en hy brand, want hy kom brande deur die lug en hy tref hom, dan word dit dadelik gesmoor. Blus die vlamme uit van die vurige pyle, wil God vir die kerk sê. En eenheid en saamstaan doen dit. En die nat van die skuld, terwyl ek so bid, ek sê, Here, vertel vir my, verduidelik vir my, die leer is daar die kosbare toemaak van die Heilige Gees, wil ek dit gebruik vir my skans van geloof. Daar die natlap is die wedergeboorte, daar die wederbaring, terwyl ek deur die doopbad gegaan het, is ek nat en die vurige pyle het geen effek op my liggaam, het geen effek op my finansies nie, het geen effek op my kinders nie, het geen effek op my werk nie, maar ek weet, die pyle gaan gedoop word in my skuld. Maar hy is 'n toevlug. In die tyd van storms, ons God is 'n toevlug, in die tyd van nood, en daarom wil ek vir u sê, dat ek wil vir u bietjie uitlig, ek wil vir u die Trojaanse kultuur verduidelik. Ek heb net so 'n bietjie geduld met my hou. Die Trojane was 'n ou Griekse oorlogsgroep, 'n kult. Die Trojane het hulle eie stad gehad. Ek het 'n bron gehad en ek het genaakpleeg en prys die Here wil hy, ek weet dit gaan nog sleg word, maar hierdie stadium ChatGPT en daai goed te werk hoor. En ek gaan en ek vra die vrou, want sy praat of Hollands, beteken dink sy ek is 'n Hollander, so te kon. Praat sy my Hollands terug, of ander keer praat ek in Engels. Dan gee sy vir my duidelik in 'n hoorbare stem terug. Dis nog mooi wees vir my vra, weet daar nog iets wat jy wil hê en praat met my wanneer jy wil praat. Ou neef vir my, hy is ook al 'n bietjie in die jare en hy sê dis die beste ding wat hy ontdek het. Hy sê gesels met hy tannie die hele nag as ek kan slaap. So vir eensaam is hy daar, maar hy's ook vir na 'n paar voorsig. En ek wil sê ek sien hierdie Trojane, ek het gaan kyk en ek het dubbel deur gekyk en weerskant toe gekyk, was 'n ou Griekse oorloggroep. Hulle het hulle eie stad gehad. Hulle het hulle eie kultuur gehad. Hulle het ook die stadsmuur gehad. Hulle het gesê ons manne is so paraat, enige iemand met hulle mag kan inkom. Ons gaan hulle aanval. Geen stadsmuur, die Trojane, is werklik, hier is nie 'n opgemaakte storie. En wat hulle dan gedoen het was geweldig wreed. As 'n baba gebore is en hy het 'n gebrek, 'n seentjie van al die seuns, dan was hy in die berg opgevat en gelos dat hy sterf. Want swak is daar nie plek voor. Wanneer die kinders dan, die babas, was vir lang tye alleen gelos, dat hulle huil, dat hulle bietjie half verwaarloos is, dat hulle sê hulle wil manne van hulle maak, die seentjies. Dit is baie wreed. En dit werklik gebeur in geskiedenis. Op die ouderdom van 7 was hulle geskuif na die militêre barakke toe, van die ouerhuis af, op 7. Mensig, dis 'n ou klein dingetjie. Word hy geskuif na die barakke toe, waar hy tussen die groot soldate moet groot word. Daar's 'n geweldige opleiding vir hulle. En weet jy wat die wreedheid nou aan dissipline word uitgevoer? Van hulle maak het nie. Ouderdom 12, hulle ouderdomme waar hulle werk, dan word kos minder gemaak. Dan moet hulle buite slaap. Hulle word nie warm goed gegee nie, sodat hulle manne kan word. Ek kan nie dink dit kan werk. Dan leer hulle op 12 om te steel. Want as hy honger is, moet hy van kos gaan iewers steel. As hulle ontvang dat hy kos steel, word hy gestraf. Jy moet steel, jy moet nie gevang word. Dit is 'n geweldige groep gewees. Ek het net of u vergeestelik. Ek wil vir u wys
Waarheen gaan ons gaan met hierdie woord? Op 18 begin hulle oorlogvoering doen. Op 20 kan hulle trou, dan sy soldaat. Op 30 word hy 'n landsburger van die Trojaanse groep. En alles gaan nie oor hulle self nie. Alles gaan in hulle kultuur oor hulle skuld. Wat hulle aan 'n gelofte gedoen het. Want dit gaan oor die eer van die familienaam, en die familiewapen was baie keer hier voorop, van die Trojaanse tekens was hierop. Dit gaan oor die eer van die familienaam. Jy beteken niks nie, maar alles wat jy doen, moet tot eer wees van die Trojaanse kultuur. By ons is dit dieselfde. Jy beteken niks nie, maar jou skuld van die geloof, halleluja. Jou skuld van die geloof het die teken op van waar jy kom. Dit die teken vir wie ek veg. Dit die teken wie my beskerm. Ek skerm agter die Trojaanse magte wat saam met my is. En hierdie geweldige dissiplinêre opleiding maak dat hulle 'n geweldige moeilike volk was. Daar was van vroeg af, was daar liggaamlike oefeninge, wat hierdie manne was fris, groot forse manne gewees. En hulle kon veg, hulle was die gevegskuns opgelei. Maar alles het gegaan oor die eer van die familie. En dan die moeder by die uitgaan, wanneer hy uit oorlog toe beweeg, en die moeder die familieskuld, is 'n familieskuld wat oorgedra is van geslag tot geslag, vir die seun gebring en in die teenwoordigheid van die magte sy die familieskuld oorgedra. Dan sy hierdie woorde gesê, bring hierdie skuld terug as 'n voorbeeld van eer, of hulle sal jou lijk dra, dis waaroor ons woord in ons titel gaan vanmôre. Hulle sal jou lijk terugbring op jou skuld na die huis. Die Gees van die Here praat met my terwyl ek dit lees. Gaan ons die skuld van die geloof terugbring na die huis met getuienisse van oorwinning, of gaan ons geestelike lyke op hierdie skuld lê voor in die huis van die Here by die altaar? Dis 'n geweldige ding, ek wil hê met u oordink. Dis 'n diep saak. Daar's baie mense wat sterf geestelik in die huis van die Here, onder die geklank van die woord, onder dit wat God vir ons gee, terwyl daar 'n nagmaaltafel is, daar is bloed wat gevloei is, daar's 'n liggaam wat gebreek het, en mense het net nie saak. Met ons wat predik baie keer, as jy afkyk en jy hoor, dan sien jy hulle sit en dip, omdat hulle vorige nag laat op die internet was, of flieks gekyk het. Jy kan sien hoe moeg is mense soms. Hulle het nie 'n saak wat aangaan in die huis van die Here en in die diensorde nie. Want weet jy wat, hulle slaap besig om te sterf. En baie lê alreeds in hulle geestelike skuld. Dan sy omgedra, dan dra die troep om terug na die huis toe. Ek wil vir die kerk van die Here sê vanmôre, sal God ons help. Sal God ons help, dat ons nie teruggedra word met ons skulde, en dat is as 'n voorwerp van oneer, want wat gebeur het, as die Trojaan terugkom, en hy het gestewel, dan was hy 'n voorwerp van oneer. Jy sien, sommige van hulle wat 'n vrees uitbeweeg het geretireer. En daarom, as die skuld weg is, en die vyand het baie keer die skuld gevang, dan sê hulle daar informasie dalk uitgelek. Hulle het die ou beet gekry, want hy is dood op die veld, dan draal hom nie terug. En as hy terugkom, sonder sy skuld, strafbaar met die dood. Die Here praat met my oor die skuld van die geloof, dat die kerk die skuld moet ophou. SKULD, en die ander skuld is SKULD, want my skuld ULD is alreeds gedra op Golgotha, want die bewys is op die tafel vanmôre. Halleluja. Kerk van die Here, hoor vanmôre. Neem die skuld van die geloof, waarmee jy die vuurige pyle van die vyand kan uitwis. Dit wil sê, my oë gaan oor die skuld, en ek wis die vuurige pyle uit, terwyl ek in eenheid met my broer en my suster, in die huis van die Here, met my familie, in eenheid, God kan glo, dat hy die oorwinning vir my gaan gee.
Weet jy wat daar die vuurige pyle? Wanneer die vyand afgevuur het, kon hulle elke 3 tot 4 sekondes 'n pyl in die lug hê. Dit wil sê, hy dip hom in hierdie vuur teer, en hy trek hom, hy span hom, en dan skiet hy. En die alles was reguit geskiet. Hierdie manne kon afstand skat, en wat hulle gedoen het, hulle het hom geskiet, hier is nog 'n pyl agter hierso. Broer Clement, jy sien nie goed dat die man al gejag het. Hulle het in projeksie geskiet, dit wil sê, hy skiet met 'n boog. En waar die pyl afkom en hy tref, dis waar die probleem kom. Jy is voorbeskermd, die helm van verlossing af en op jou rug oop is, baie keer word jy ons bietjie moeg, en kom hy vuurige pyl af, en tref jou in die rug. Wat doen die kerk? Ons draai om en sê, hy broer het my nou sleg gedoen, hy suster, jy het my nou skade gemaak. Terwyl die vyand agter dit sit, hulle wil die kerk by 'n plek kry wat ons mekaar beskuldig, waar ons eintlik die vuurige pyle moet blus, my broer, my suster moet beskerm, tot 13 kilogram dra hulle vir kilometers op die slagveld. 13 is niks, maar dra met jou een arm, en veg met die ander arm. Wil ek vir u sê, baie manne ons gaan dit maak. Hy is beskermd. Maar ek wil vir u sê, as ons as pastore nie mekaar begin, toe maak as die eenheid nie. Ek vra by vrou vorentoe kom, Tisha, pastoor Johnny, as jy vorentoe kan kom asseblief. Ons kan dit selfs nie onderdoen, is reg. Ek wil vir die kerk van die Here sê, wanneer ons die eenheid is nie. Miskien beter as dit kan bo, as dit moontlik is. As dit moontlik is, pastoor. Die dames hier so staan, rug teen rug. Kyk so toe, een kyk hierdie kant toe, rug teen rug asseblief. Kyk vir my, draai na my toe. Pastoor Johnny, kom breng my in jou rug nader. Jy sien as ons rug teen rug is. My ou vriend, my ou neef, oorlede vandag. Hy was 'n groot bokser, maar as hy gedop in die aand kom, in die kroeg in beweeg, dan maak hy skoon. Nou Thys het vir my sê, ou neef, hy sê as ons in 'n fight kom, dan staan ek met jou rug teen rug, en dan slaap ons kop ons al die kante toe. Die kerk van die Here wil ek vanmôre vir u sê, moet ons weer rug teen mekaar staan, en mekaar beskyk en beskerm. Die kerk van die Here moet hoor vanmôre, ons in hierdie pastoorspaar, pastoor Johnny hulle, ons het met mekaar, het ons in 'n ooreenkoms gegaan, al in die begin. Ons maak julle rug toe, julle maak ons rug toe. Ons beskerm mekaar. As iemand iets sê, dan vat ons hulle aan. Want dit gaan oor die werk van die Here, meer as oor die eer van ons naam. Hy eer die alkens nie. Baie dankie vir die sitplek, ons waardeer dit. Ons waardeer dit. Jy sien, dit gaan nie oor my en oor u nie. Dit gaan oor die weermag waar ons veg. Dit gaan oor die eer van ons God, halleluja. Wat ons veg is nie teen hierdie vleeslike dinge nie, maar teen die owerhede, die magte in die lug, en die vuurige pyle word steeds afgevuur. Hulle kom uit alle rigtings uit, want daardie formasie van die vyand is wyd. So om Dirk wat gesê het op 'n stadium terwyl hy saam met hy sê, as jy kopspel vat en jy steek hom so, steek jy demoon raak. Hulle is die hele plek vol. Ek wil sê, die magte van die vyand skiet hulle pyle af op die kerk en die liggaam van Christus. En ons mekaar nie beskik en beskerm nie. Ek wil vanmôre vir die kerk sê, as ons dit nie gaan doen nie, gaan dit 'n einde beteken aan baie geestelike kinders van die Here wat hier sit. En ons gaan lyke sien lê in die huis van die Here. Waarom dink jy, gebeur dit dat die gees van God nie altyd werk soos wat hy moet werk? Al vir ongeregtighede in die volk en om ons, tussen ons, goed wat gebeur in ons eie lewens, goed wat jy omgekrap het. Wat ek vir sê, as daar nie eenheid is, onder agter die skild van die geloof nie, kan ons nêrens kom met God se werk. En jy sien hoe die ou langs jou val. Ja, ek jou eintlik nie gelyk nie, bly man. Want jy ouens nie weet nie, die skoene van die bereidwilligheid, daai soldate, sulke 100 tot 150 mal spykers ondergaan, wat hy van hulle, omdat hulle in modderige areas geveg het. Moes hulle vasdraap, hulle moes vasstaan, en sy broer so val, sê ek jou nie gelyk nie man. Trap as ek op. Jy sê vir my is onmoontlik, dis die kerk. Familie doen dit. Naastes aan jou doen dit. Ek wil vanmôre sê, as jy sê, joh, my broer, my suster, jy is gekwes, en jy trek daai pyl uit, en jy kyk dat hy bietjie reg gemaak is, dan tel jy hom op, en jy skans hom agter jou.
jou skeiding. Hoor jy wat ek vanmôre sê? En die probleem is, jy sien, geestelik, staan die pastoorspare met hulle skulde so, en die gemeente staan met hulle skulde. Jy moet veronderstel wees om teen mekaar te staan, so die pyle nie kan deurkom. En dit wat reflekteer gaan verby, val in die grond, val in die modder. Maar wat ons doen baie keer, omdat ons 'n eenheidsverskil het oor iets, staan ek bietjie weg, ek wil nou nie naby hom of haar staan. Dan tref hy pyl, dan gaan hy deur, en hy maak skade. Die Here sê vanmôre, kry julle skuld van eenheid, julle skuld van geloof by mekaar, en die vyand sal nie reg op die gemeente nie, die vyand sal nie reg op die kinders van die Here nie. Daarom wil ek sê, hy moet die pyle wegvat, die skuld van die geloof sal dit wegvat, dit sal geen uitwerking hê op die kinders van die Here nie, prys die Here. Hoor jy wat ons sê vanmôre? En die vyand kan met sy vuurige goed afvuur. Die kerk sal bly staan van geslag tot geslag, want God het ons geroep. Daar was ook 'n Spartaanse kode wat geestelik toegepas kan word. Die eerste ding van die Spartaanse kode was dissipline. Dissipline is die afleiding Grieks van disipel. Disipel, dissipline. Ek gaan kyk. 'n Disipel van Christus een ek. As jy nie dissipline het geestelik nie, is jy die grond. Dis die Trojaanse kode van loyaliteit. En ek moet sê, kan ons nie die kerk dit vir dieselfde doen nie. Die Here gee my weer daardie dissipline. Die tweede in selfbeheersing. Hulle word geleer in daardie weermagbarakke om selfbeheersing toe te pas op elke gebied. Jy kan nie vir jou medetroep kwaad raak. Hulle word soos 'n familielid. Jy kan nie vir die volgende ou omgekrap raak in familie. Selfbeheersing is deel, ook van die vrug, is deel van die kerk. Een fout. Moenie strewe na hoër goed, dis wat die Trojaan, en dis wat die Here sê, leef vir vandag, moenie strewe vir die groot en die hoër goed nie. Fokus, volgende een. Hulle leer hulle om te fokus. Waar jy skiet, skiet jy. As jy slaan, slaan jy waar jy kyk. As jy beweeg, beweeg jy, en jy is gefokus. Die laaste een is standvastigheid. Dit wil sê, moenie toelaat dat jy omgeslaan of omgestamp word deur die vyand se mag. Kerk van die Here, kan ons nie standvastig word in God glo, dat ons vorentoe progressief sal beweeg, as die kerk van die Here met die skuld van die geloof en die vyand terugdryf. Dat is niks so intimiderend wanneer 'n mag aankom, en is tyd nie vir die vyand. Hulle beweeg, en weet jy wat, hierdie ouens het 'n resitasie wat hulle opgesien, ek weet nie wat dit was, en dan praat hulle as 'n eenheid. Ons sing as 'n eenheid. Oorwinnaars, ek sal vas staan deur sy woord. As die kerk dit in eenheid sing, en ons is in eenheid vanmôre, en ons beweeg progressief vorentoe, wil ek vir u sê, gaan die vyand terugval. Jy gaan hom vertrap. Jy gaan sy kop afkap met jou swaard van die gees, die woord. Jy sal met sy eie pyl deurboor. Want God sê, jy is meer as 'n oorwinnaar. Halleluja. Ons sê die swaard. Daarom wil ek vir jy sê, die eenheidslinie maak ons sterk, Timoteus 2 vers 3, lei saam as 'n goeie soldaat van Christus, dan sê hy vir Timoteus, staan op jou plek. Staan op jou plek. En die Here wil vanmôre vir die kerk sê, staan op jou plek. Moenie toelaat dat die vyand jou kom aanval nie. Staan vir jou broer en jou suster, staan vir jou familie, staan vir die kerk vanmôre. Kom op en sê, Here, ek gaan die Here glo, ek gaan die Here dien. 'n belangrike ding, ek het dit eendag genoem. In die aande, daar was nie tablets en selfone en TV's en goed. Ons kindertjies sit ons met hulle. Ek sien hy kleintjies van ons met jakkie met tablet. Hy vingertjies werk net so, en een game op die ander ene. Met oupa wat tussen game, oupa is bietjie stadig. Dan moet nou, hy vingertjies werk net so. Hy goedjies is klein, maar die is so getrein. Maar hierdie klein 7-jarige seentjies het ingekom. Tot op die ouderdom van 12. Moes hulle die as uithaal uit die vuur uit. Moes hulle pasta maak. Jy sal sien die onder het ek 'n ou brons ingeverf. Dit is sommer so vinnig gistermiddag gedoen. Dus dit was hoe die skuldige lyk, 'n ou brons. Die bo begin nie meer blink wat gebeur. Hulle moes die skuld van die oorlogmanne poleer. Dit was hy moes blink. Die rede van dit is, wanneer jy in 'n oorlogssituasie kom,
dan kyk jy na die son. Halleluja. Met jou skuld kyk jy na die son. Die vyand gaan jou altyd face. Hy weet nie wat jou plan is. So as hy nie toe kom, werk jy die skuld en jy reflekteer die son se strale terug in sy oë en jy maak hom blind. Jy maak dat hy hom nie kan sien nie. Ek wil vir die kerk sê, as ons die son van geregtigheid voor het en ons skuld is blind gepoets deur gebed, blind gemaak deur toewyding, blind gemaak deur heiligmaking, wil ek vir u sê, en ons beweeg ons skuld, maak ons die vyand blind en hy kan jou nie aanval op dit wat jy dink jy gaan aanval. Vat jy dit vanmôre? Ons gaan God glo vir 'n deurbraak. Ons gaan God glo vir voorsiening. En daarom wil ek vir u sê, dat God se geregtigheid skyn op die geregtigheid van my skuld. Ek wil afsluit. As jou skuld dan jou eer en jou trots is, waarom is dit dat baie mense moeg raak? Dat hy van hy man het oormoeg geraak, dat jy weet, dit is dae, dit is ure, dit is min kos, dit is min slaap, dit is min spanning, op 'n geweldige spanning, dit is min rus. Jy weet nie of jy weer jou huis gaan sien, jy weet nie of jy weer die weermagbasis gaan sien nie. En dan baie keer, die manne se rugge, as gevolg van die gewig wat hulle dra, dan sak hulle agter die skuld in. Dus ek net vir u gesê, dan kom my projeksie by jou deur die lig. Jy tref die ouens in die rug. Sal God die kerk van die Here nie help dat ons sal ophou moeg te raak. Dat die Here weer vanmôre ons die krag sal gee om die skuld van die geloof op te hou. Om te sê, Here, vanmôre gaan ek staan, ongeag van dit wat met my gebeur. En weet jy wat, baie keer is dit net een brief van 'n firma. Dit is 'n uitspraak van 'n dokter. Dit is 'n familielid wat vir jou iets sê en jou hele wêreld is in vlagte, is ek nie so nie? Die hele wêreld is onderste bo. Jy kry uitspraak van iemand, jy voel, ag, Here, kan dit werklik wees? En baie word deur hierdie skuld teruggedra. Ek wil sê, my God, ek wil met eer by die huis van die Here wees met my skuld. Maar as die basuine blaas, wanneer die trompette van God blaas, halleluja, wil ek met my skuld voor die troon van God kom. En ek wil my skuld van geloof neerlê en sê, Here, hier is my skuld van geloof wat U my gegee het. My geloofsoortuiging. Here, dit is my skuld wat U my gegee het. Ek het oorwin. Waardeur? Deur die bloed van die lam. Want my skuld, halleluja, is deur my gegee, deur die groot generaal van die hemel, Jesus Christus. Dan wil ek my skuld met trots neerlê voor die troon van die ek is, by die groot wit troon oordeel. Is dit wat U begeer vanmôre? Is dit wat U begeer? Sal ons met trots ons skuld kan terugdra na my hemelhuis, na daar van waaraf ek kom. Soos Paulus kan sê, ek het die goeie stryd gestry. Ja, ek leef nie meer, maar Christus leef nie. Gaan nie oor my eer nie. Ek gaan nie daar kom en sê, Here, ek het dit gemaak, fantasties. Ek het daai ou so by mekaar gemaak, so ver ons dood. Nee, maar die ouens hou telling baie keer op hierdie skuld, het hulle telling gehou. Hoeveel manne het hulle om die lewe gebring? Ek hoef nie sê, ons gaan nie na die verlede kyk en dit wat ons die vyand om die lewe gebring nie. Jy gaan nie daar in jou trotsheid sê, my God, ek het soveel vir U gewen nie. Jy gaan nie daar voor die troon wil neersap in weemoed en sê, Here, ek het dit gemaak, ek weet nie hoe nie, maar ek weet deur die krag van die God, deur die krag van die Heilige Gees, deur daardie aanwins en deur daardie leer wat God my gegee het, waarby ingevoeg is. Die leer is die kerk waar jy betrokke is. Ek wil vir die kerk van die Here sê, wees aktief betrokke in die werk van die Here, want as ons dit nie gaan doen nie, wil ek vir u sê, gaan jy geestelik bedraagbaar teruggedra word. Jy gaan dit nie voor God kan neerlê nie. Ek wil nie as 'n verloorder bevind word. Eendag, om voor die troon van God met skaamte kom en sê, Here, ek het eintlik vir U niks beteken. Stem jy saam met my? Ek weet nie of daar gepaste nagmaal lied is nie. Maar miskien kan die musiek vir ons dalk speel as jy en ek so graag julle eintlik wil bedien in die bank. Through the blood into thy presence.
Ons is weer vanmôre by die nagmaaltafel. Vader, vanmôre het U gesê wat U vir my gegee het om te sê. Nie weet wat my gebed was. Ek is nie hier om mense te beïndruk nie, Here, ek was nie hier om 'n woord te bring wat net mooi was nie. Ek het kom sê wat die Gees van die Here op my hart gelê het. My gebed is vanmôre, Here, dat U die kragtige Gees van die Here wat die oortuigingswerk doen. Elke lewe en elke hart vanmôre sal indring. Dat ons onsself sal sien waar ons die skild van die geloof dit sal ophou en God sal vertrou. Halleluja. Dat ons sal weet, ons God sal dit vir ons volbring. Ons sal dit maak. Elke vuurige pyl vanmôre wil ons teenstaan as 'n eenheid. Elke vuurige pyl vanmôre wil ons tot net maak deur die krag van die Heilige Gees. U sal vir ons oefening gee, Here. Aan U kom toe die lof, die eer en die aanbidding. In Jesus se naam.